Goeiemôre en baie welkom by vandag se huiskerk. Ek begin net so met twee vinnige afkondigings. In die tweede en derde kwartaal, so van die begin van Mei af, gaan ons 'n preekreeks en kursus doen aan die hand van hierdie boek van Tom Smith, om God te vind in die gewone. Dis 'n lekker praktiese, alledaagse kursus oor hoe ons vir God kan raak sien in die wêreld rondom ons. So as jy die boek wil bestel, kan jy dit gerus doen, is R180, ons kry dit goedkoper, omdat ons dit direk by Tom kan bestel. So stuur dan net vir Sonja by die kerkkantoor 'n e-mail en sê vir haar, sy moet asseblief jou naam op die lys sit. En dan volgende naweek, Paasnaweek, volgende Vrydag is Goeie Vrydag, gaan ons 9:00 die oggend 'n nagmaalsdiens hê hier in die kerk, so jy is welkom om by ons aan te sluit. So hierdie week voor Paasnaweek word genoem Groot Lydensweek. Dit begin met die Palmsondag en eindig dan met Paasnaweek. By Palmsondag het Jesus op 'n donkie Jerusalem binne gery en die skare het hom verwelkom en geskree Hosanna. Dieselfde skare wat later geskree het, kruisig hom. So kom ons lees oor die gebeure van Palmsondag in Matteus 21 vers 1 tot 11. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my, en as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. En dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Dis die profeet Sagaria in Sagaria 9 vers 9. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en sit op 'n donkie, en op 'n donkie die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit, en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer, en hulle het gevra: wie is hierdie man? Die skare het gesê: dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Nou in Matteus 6 lees ons waar Jesus die mense leer bid met die Ons Vader gebed. Nou in vers 13 aan die einde van die gebed lees ons: want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dis 3 goed wat hier genoem word aan die einde van die Ons Vader gebed wat aan God behoort. Die koninkryk, krag en die heerlikheid. So wat beteken hierdie goed? Voor ek dit verder verduidelik, laat ek net eers 'n kort storie vertel. Daar word vertel dat die koningin van Engeland, dit is nou nie Elizabeth nie, dit is een van die koninginne lank voor haar, wat eendag by 'n nuwe kathedraal ingestap het. Dis 'n kathedraal wat toepas klaar gebou was. En dit was hierdie wonderlike, mooi plek met so 'n heilige atmosfeer. En sy het daar ingestap en sy was vasgevang in hierdie wonderlike plek. En toe sê sy: wow, this is awful. Nou dit klink vreemd, maar in die ou Engels van daai tyd het die woord awful beteken full of awe. Met ander woorde, ongelooflik, of mooi, of prysenswaardig. Maar deesdae beteken die woord awful mos iets anders. Dit beteken sleg of lelik. So oor tyd het die woord 'n ander betekenis gekry. Nou dis 'n beginsel wat ons maar altyd in gedagte moet hou wanneer ons met die Bybel besig is, maar veral ook wanneer ons hierdie drie goed hoor: koninkryk, krag en heerlikheid. Want hoe ons vandag hierdie 3 woorde verstaan, is anders as hoe dit oorspronklik bedoel is in die Bybel en in die Ons Vader gebed. In ons wêreld assosieer ons 'n koninkryk met beheer en oorheersing en grondgebied. 'n Koninkryk is 'n plek waar daar oor mense geheers word deur 'n koning.
Krag word geassosieer met sterk wees, met mag en die vermoë om te wen en om beheer te neem. Heerlikheid word geassosieer met roem en om erkenning te kry en sukses te behaal en bewondering of om bekendheid te verwerf. Nou, dis waarskynlik ook die betekenis wat die skare daar by Jerusalem aan die woord koninkryk geheg het toe Jesus daar aangekom het. Want hulle het gedink hy gaan 'n koning wees wat 'n nuwe tipe koninkryk gaan kom vestig. Hy gaan die Romeinse koninkryk kom omverwerp met geweld as dit nodig is en hy gaan op 'n nuwe manier heers as koning. So hulle het gesmag na 'n koninkryk wat anders is as die ene waarmee hulle nou besig is, maar hulle het nog steeds hierdie idee van 'n koninkryk gehad wat met mag en krag en gesag gepaard gaan. Nou as ons eerlik is daaroor, dan verwag ons ook maar eintlik dieselfde van Jesus. Ons soek 'n God wat 'n koning is, wat dinge vinnig kan uitsorteer. Ons soek 'n geloof wat sterk en suksesvol is. Ons soek erkenning vir ons sterk geloof en vir die goeie goed wat ons doen, omdat ons gelowiges is. So ons is nie soveel anders, dink ek, as die skare wat vir Jesus gewag het, daar by die ingang van Jerusalem nie. Maar dan is daar die donkie waarop Jesus gery het. Nou die donkie is maar 'n klein aspek van die storie, maar dit is 'n baie, baie belangrike aspek in die storie. Sien, die Romeinse leiers en die Romeinse generaals het met perde gery en met strydwaans wat deur perde getrek word. So dit was 'n teken van mag en krag en oorheersing. Terwyl die gewone, armer mense met donkies gery het. So Jesus kies doelbewus 'n simbool van nederigheid, 'n simbool van eenvoud en sagmoedigheid. En daarmee sê Jesus eintlik op 'n baie eenvoudige manier dat sy koninkryk gaan anders wees as die koninkryke waaraan die mense gewoond is. Sy koninkryk gaan nie 'n koninkryk wees van oorheersing van mense en mag oor mense nie, maar dis 'n koninkryk van heling en verandering wat by mense gaan gebeur. Sy koninkryk arriveer nie met 'n strydwaans en soos 'n weermag nie. Sy koninkryk kom saggies en stil soos saad wat groei in die grond. Sy krag gaan nie oor mag en beheer oor mense nie, maar oor onselfsugtige liefde en oor vergifnis en oor genade. En sy heerlikheid word nie gekry deur roem en erkenning en sukses nie, maar deur opoffering en oorgawe, soos wat ons aan die kruis sien. So Jesus herdefinieer die betekenis van hierdie konsepte, koninkryk en krag en heerlikheid. Wel, eintlik herinner Jesus maar net die mense aan dit wat dit veronderstel is om te beteken, en dit wat dit oorspronklik beteken het toe dit gebid is in die Ons Vader gebed. Die ou kerkhervormer en teoloog Martin Luther het baie moeite gedoen om te skryf oor die verskil tussen 'n koninkryk van heerlikheid of 'n teologie van heerlikheid en mag en 'n teologie van die kruis. Volgens hom gaan 'n teologie van roem en heerlikheid oor die soeke na gesondheid en geluk en voorspoed. Met ander woorde, dit gaan nou oor dit wat God vir ons kan en moet doen, sodat ons meer krag en beheer en sukses kan kry. Teenoor dit is daar 'n teologie van die kruis, wat erken dat daar pyn en seer en hartseer en swaar kry in die wêreld is. Dit erken dat dinge nie altyd uitwerk soos wat dit moet uitwerk nie, of soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie, soos wat ons aan die kruis dit sien. Dis 'n teologie waarin die gedagte van koninkryk en krag en heerlikheid heeltemal anders lyk as die definisies wat ons daaraan heg. 'n Teologie van die kruis is 'n teologie waar ons die eerste woorde van Matteus 6 vers 13 baie ernstig neem. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Want aan U behoort dit. Dit behoort nie aan ons nie, dit behoort aan God.
En dis wat ons erken en bely elke keer as ons hierdie gebed bid of as ons hierdie gebed sing. So ons moet besluit, watter Jesus volg ons. En dis 'n besluit wat ons maar gereeld moet maak, dink ek. Volg ons die Jesus wat inpas by ons idees van hoe 'n koninkryk en krag en heerlikheid moet lyk? Of volg ons die Jesus wat hierdie konsepte herdefinieer? Die een wat sy mag en sy krag en sy heerlikheid prysgee om deel van ons deur mekaar wêreld te word en uiteindelik aan 'n kruis te sterf. Kom ons sluit af en dan bid ek vir ons die Ons Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos wat ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.